Ken ons nog briewe? Briewe met 'n posstempel op wat jy by die poskantoor moet gaan afhaal. Die Bybel maak baie van briewe. Die Bybel self het baie briewe daarin. En een van die duidelikste is dat ons self briewe is. Goeiedag, Albert Bos weer hier aan die woord. Stampriet is my blyplek in Suidwes-Afrika. Ons is briewe van God, van Christus. Ek lees in 2 Korintiërs 3, vers 2 en 3. Julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Bybels gesproke het God mos die verbond gesluit en lank terug al gesê, sekere mense sal sy volk wees en hy sal hulle God wees. Daar's die ooreenkoms. En nou het ons mos die Ou Testament en die Nuwe Testament wat beide vertel van God se ooreenkoms met die mens. In die Ou Testament het die Here gesê dat hy sy wet op sy mense se hart sal skryf. En nou het ons hier in die Nuwe Testament gelees, 2 Korintiërs 2, 'n brief aan die kerk van die Here. En basies dieselfde staan hier geskrywe. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, op die vleestafels van die hart. Kortliks, waarom word hier van briewe gepraat? Jy weet, 'n apostel is 'n gestuurde. Enige persoon wat deur 'n gesagsliggaam gestuur het, is deur die wêreld in die destydse Griekse leefwêreld 'n apostel genoem. Die mense van daardie tyd het dit 'n apostel, 'n gestuurde genoem. En so ene wat gestuur is, moes 'n aanbevelingsbrief met hom saamgedra het. En hulle moes die brief aanhandig by die gemeente waar hy gekom het of by die instansie waarheen hy gestuur is. In kerklike terme praat ons deesdae van 'n attestaat. En as dit bietjie verlore begin raak, 'n bewys van lidmaatskap. Nou as ons nou na hierdie woorde in 2 Korintiërs 3, vers 2 en 3 gaan kyk, dan sê dit, elke een van ons, kind van die Here, wat 'n gestuurde is 'n apostel. En ons is 'n brief, deur God self geskryf, en die hele wêreld kan lees, dat hierdie brief die Here van harte dien. En die Here het dit op hulle harte geskryf, op ons harte geskryf, dat ons sy eiendom is. In ons lewens dra dan nou hierdie boodskap vanuit ons harte na die wêreld toe uit. En nou moet ons dit die moeilike saak vir onsself uitmaak. Is ons ook briewe? As ons wil weet of ons briewe van die Here is, dan moet ons daarom weet wat in die brief geskrywe staan. En die eerste saak is natuurlik die wet van die Here wat daar neergeskrywe, en tweedens is dat God ons God is. Hoor jy nou weer die saak van die verbond? Dis dieselfde woorde wat die Here God al destyds by Abraham gebruik het. Op ons harte staan die verbond van God opgeskrywe. 2 Korintiërs 3 vers 3 openbaar dat ons briewe van Christus is, geskryf met die gees van die lewende God. En as die Here sê dat hy op ons harte geskryf het dat hy ons God is en ons is sy volk, dan weet jy, dit staan geskryf met die bloed van Jesus Christus. En dit gebeur deur die werking, die alomteenwoordigheid van God, die Heilige Gees. En daarom moet ons hierdie woorde lees, dat dit daar nie met ink op ons harte geskryf is nie, maar met die Gees van die lewende God. Die bekerende, die vertroostende werking van die Heilige Gees staan nie los van die kruis van Christus nie. Die gemeente, elke lidmaat, moet 'n brief wees wat deur almal gelees kan word. 'n Brief vir die Here. Dis iemand wat 'n getuie is van God se genade en sy liefde. Dis iemand wat sy afhanklikheid aan die Here bely, wat met 'n onwrikbare vertroue op God die Almagtige lewe. Dis iemand
wat sy aanbidding teenoor die Here so onbevange uitlewe, dat almal uit sy doen en late sy eerlikheid ken, en wat almal laat ervaar, dat hy die beeld van Christus uitstraal. Mag die Here deur die werking van die Heilige Gees elkeen van ons troos en onderneem en daagliks lei om lewende briewe vir die Here te wees. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U op ons harte kom skrywe het. Nie met ink nie op kliptafels nie, met die bloed van Christus op ons harte. Dankie dat ons getuies in die diens kan wees. Kom en verheerlik U self in ons elkeen elke dag se lewe, waar ons skynende ligte en smaakvolle sout in die diens kan wees. Ons bid dit om Christus wil. Amen.